dinge in hierdie wêreld wat ons nie kan verstaan nie. Dis goed wat ons nie kan verduidelik nie, wat ons nie in woorde kan uiteensit nie. Wanneer Job sy saak aan die Here gestel het, is dit nou die Here wat aan die woord is en in Job 40 op 'n besonderse manier vir Job eintlik net wil verduidelik hoe klein Job is en hoe groot God regtig is. Hy gebruik veral vanaf vers 20 die beeld van die krokodil. En dan vra hy vir Job, kan jy die krokodil tem? En in vers 26 vra hy, sal jy 'n harpoen deur sy vel kan gooi of hom 'n hak in die kop kan vang? Pak hom gerus met kaal hande, jy sal die geveg onthou, jy sal nie weer probeer nie. Jy sal die slegste daarvan afkom. Wanneer jy hom sien, is jy al klaar oorweldig. Hy is wreed as jy hom wakker maak. Wie wil dan nog teen my standhou, vra die Here vir Job. Wie wil aan my eise stel dat ek iets aan hom verskuldig is? En dan sê die Here, alles onder die hemel behoort aan my. Hierdie wêreld en alles wat rondom ons gebeur, wat ons nie kan verduidelik nie, kan ons nog soms oorweldig. Miskien is dit juis die oorweldigende gedagte, dat daar goed is wat ons nie verstaan nie. Maar God kom na Job toe en kom na ons toe vandag en sê, al oorweldig hierdie wêreld ons, al is die dinge wat rondom ons gebeur te groot vir ons verstand, bly hy in beheer, behoort alles op die ou einde aan hom, en bly hy die God wat oor alles beskik. En daarom nooi die Here jou om met vrymoedigheid alles in sy hande te sit en hom te vertrou, want hy is die God wat groot genoeg is vir jou en vir my en te groot is vir ons gedagtes.